Goeiemiddag aan almal, vriende, familie, al belangstellings. So vir die dankie sê dat jy die tyd uitgekoop het om die dag saam met ons deur te gaan. Net so 'n paar orde reëlingkies. Die wat nou nie betroud is met ons opstelling hierso nie. Maar die badkamers is net deur die saal hier in die agterkant. Daarso is water en koeldrankies as jy so dors word. Is welkom om julleself te help daarso. Ons gaan vir Michelle 'n kans gee, en sy wil graag ietsie vir ons voorlees of opdra. Dit is baie spesiaal. Michelle, dankie vir jou bereidwilligheid. En dan gaan ons 'n paar liedjies sing. En dan gaan Dominee Bill vir ons die boodskap bring. Waarna ons weer 'n liedjie gaan sing, dan sal ek bedankings uitspreek. Almal is baie welkom hierso. Ons hoop dit sal ook geseënd wees vir julle. En tydens ons swaar kry, ons hartseer. Maar ons is daarom nie hopeloos nie. Ons weet waar my skoonpa is. Ek noem hom nie skoonpa nie, ek noem hom pa as ek met hom praat. Hy is geliefd gewees, duidelik onder baie mense en ons is baie dankbaar daarvoor. Michelle, jy kan so vorentoe kom. Ek wil graag begin met 'n gedig geskryf deur my eie oupa, Chris Barnard. Geheimsinnig is jy, o dood, en in afgryse verdoemend groot. Almal staar in jou gesig en wil in nood vinnig vlug. Lank is jou swart arm mag en ruk mense weg met 'n slag. Wie kan jou keer? Teen jou het niemand 'n verweer. Selfs die beste internis is aan jou stok die grootste vis. Jy ken geen respek vir ouderdom en neem net weg wat voor jou kom. Geen uur of tyd is jou perk, slaan selfs toe tot in die kerk. Dag, nag of skemerlag is kinderspeletjies vir jou waans en mag. En as jy wen, bars jy uit in stil swaaiende lag, want jou ondenkbare metodes is jou bose krag. Soms is jy vraatsig en neem meer as een. Is jy dan nooit tevrede, moet mense dan altyd ween? Jou wreedheid ken geen perk, jy is bo-menslik groot en sterk. Geen mens kan jou oorwin, al kan hy ook hoe goed besin. Jy ken geen afskeid, geen trane kan jou keer. Ook ken jy geen herinnering, wat jy aan mense bring, o, so seer. En tog met bejaardheid is jy 'n welkome eienaardigheid. Al wag met verligte sig, om van hierdie wêreld weg te vlug. En jy, die perd, met die sagte rug. Toe ek hierdie gedig die eerste keer gelees het, het ek besef dat dit nie net oor die dood gaan nie, maar oor 'n lewe wat met wysheid geleef is. Dit beskryf die werklikheid van afskeid op 'n manier wat net my oupa kon. Maar vandag wil ek nie hê ons moet net afskeid onthou nie, sy afskeid onthou nie. Ek wil hê ons moet die lewe onthou wat hy geleef het, en die liefde wat hy oral rondom hom geplant het. Terwyl my oupa in die hospitaal was, het iets besonders by ons huis gebeur. Vir eerste keer het daar 'n verkleermannetjie in ons tuin kom woon. Hy het die hele week by ons gebly. Gedurende daardie tyd was dit amper die enigste positiewe ding waarna ek elke dag kon uitsien. Dit het gevoel asof die natuur self aan ons iets groter wou herinner. Toe, heel onverwags, het my dominee laas Sondag juis oor 'n verkleermannetjie gepraat. Hy het vertel hoe God homself deur sy skepping openbaar, dat selfs 'n eenvoudige verkleermannetjie met al sy klere iets van sy liefde weerspieël. En op daardie oomblik het alles vir my in plek geval. Ek het besef dat die Here soms op die mees asemrowendste maniere werk, en daardie dag het ek werklik geluister. Hierdie gebeurtenis het my laat besef dat my oupa eintlik op sy eie manier 'n verkleermannetjie was. Soos die verkleermannetjie sy klere dra, het oupa ook soveel verskillende klere gehad, waarmee hy sy liefde vir ander gewys het. Ek wil hierdie klere met julle deel. Eerstens is oupa se kleer as natuurliefhebber.
Ek dink terug aan die kere in die Kreerwiltuin wat ek op oupa se skoot in die motor gesit het, met sy verkyker tussen ons. Elke keer as hy vir my 'n dier gewys het, het ek nie net iets van die natuur ontdek nie, ek het iets van hom ontdek. Sy geduld, sy verwondering en sy diep liefde vir God se skepping. Gedurende ons avonture het oupa my geleer om die natuur met nuuskierigheid te bekyk. Sy liefde vir die wetenskap agter God se skepping het my eie liefde vir die natuur laat groei. Hy het my selfs altyd sy Gogga prinses genoem. Ongelukkig, soos die jare verbygegaan het en daardie tipiese tienerstreke ingeskop het, het daardie spesiale bynaam stilweg verdwyn. Wat sou ek nie nou kon gee om daardie woorde net nog een keer uit sy mond te hoor nie. Tweedens, oupa se kleur as musikant. My oupa het groot geword in 'n huis waar stilte die mees afwesig was. Daar was altyd musiek teenwoordig en elkeen kon 'n musiekinstrument aanpak. Ek het groot geword met die klank van 'n mondfluitjie wat oupa so nou en dan vir my gespeel het. Hierdie het my liefde vir die kuns van musiek aangespoor en om self die leer van musiekinstrumente te ontdek. My oupa was 'n diep mens en het met sy laatmiddag radio geluister en Koos Du Plessis marathonne die betekenis van die lewe ontdek. Vandag nog steeds hoor hulle van sy gunsteling musiek wat vir ewig met sy karakter sal staan. My oupa se kleur as dokter. My oupa se grootste droom was nog altyd om 'n dokter te word. 'n Droom wat vir 'n tyd lank binne sy bereik was. Ongelukkig moes hy weens omstandighede daardie droom prysgee en 'n lang pad van aanvaarding van die realiteit stap. Maar dit het hom nie gestop om nog steeds die familiedokter te wees nie. Of hy nou 'n losstand gehad het of siek in die bed gelê het, oupa se nuuskierigheid van anatomie van die liggaam en interessante mediese konkoksies het hom in my oë as dokter Chris Barnard die hartchirurg gemaak. Hy wil altyd almal om hom beskerm en beter laat voel. Ek wens dat hy kon sy eie hart teen die loop van lewe bewaar. Die kleur van oupa as advokaat. Alhoewel my oupa nie sy droom as dokter kon vervul nie, het dit nie beteken dat hy nie sukses in sy lewe gaan behaal nie. Na 3 grade, slapelose nagte en 'n paar stresvolle oomblikke, het hy 'n gerespekteerde en geëerde advokaat vir jare geword. Net soos wat hy mense se lewens van tronkstraf en selfs die dood moes red, het hy die mense om hom elke dag probeer verdedig. Hy was 'n man wat geglo het in regverdigheid, reg en verkeerd en het elke dag gestreef om vrede tussen sy geliefdes te bewaar. As advokaat het oupa geleer om mense vinnig te lees, om agter woorde en optrede die ware persoon raak te sien. Hy het mense ingeneem, hulle liefgehad en hulle opgebou. Veral vir iemand soos my eie pa, wat hy soos sy eie kind in sy huis geneem het en vir 30 jaar met liefde behandel het, wat tot sy absolute sukses gelei het. Oupa se kleur as 'n dienaar van God. Die een ding wat ek nooit van my oupa sal vergeet nie, is hoe lief hy die Here gehad het. My oupa het die opdrag ten volle uitgevoer wat vir ons gegee is, om die liefde van die Here in ander se harte te verkondig. Vir die afgelope 18 jaar het ek gesien hoe my oupa die Here se liefde vir sy kinders en kleinkinders en vrou uitstraal. Hy het ons altyd herinner dat ons gereed moes wees om die Here te ontmoet en dat die Here die belangrikste deel van jou lewe is. In oupa se oë was daar nie groter of kleiner kleinkinders nie, net sy kleinkinders, almal ewe geliefd en ewe belangrik in sy hart. En daarom is daar geen twyfel in my hart nie, dat ek hom eendag weer sal sien, veilig in die teenwoordigheid van die Here, waar ons weer saam sal wees. Laastens, oupa se kleur as digter. Soos julle aan die begin gehoor het, was oupa 'n man van baie woorde, maar hy het daardie woorde in iets meer verander, in gedigte wat sy hart, sy denke, sy liefde en vrese vir die lewe laat voortleef. Hierdie is 'n talent wat min mense van hom geweet het, maar 'n talent wat hy regdeur sy lewe gebruik het. Hierdie gedigte vertel soveel van wie hy as mens was, 'n mens vol foute, vol liefde, vol vrae en vol wysheid, maar net 'n mens wat gebore was, gelewe het en uiteindelik tot sterwe gekom het. Hierdie was 'n mens wat nie net skerp was met sy grappies nie, maar ook skerp was oor wat die betekenis van lewe moet wees. Dit was dat jy nooit moet ophou veg om te kry wat die Here vir jou beplan het nie. Tot die einde toe het my oupa geveg vir sy lewe, geveg vir asem, geveg vir geduld en geveg vir interne vrede.
En in my hart glo ek dat in daardie laaste oomblikke kon hy uiteindelik die algehele veg van aanvaarding van sy dood wen. As 'n laaste manier om hom met woorde te eer soos hy gedoen het, los ek hom met net een laaste gedig wat ek vir hom geskryf het. Dit is genoem die laaste asem. Hou diep asem in en uit. Op 17 Julie begin 'n nuwe lig, 'n eerste geskreeu en 'n nuwe gesig. Met longe wat roep en 'n hartjie wat spring, my geliefde oupa word na die wêreld toe gebring. Hou diep asem in en uit. En so begin 'n verhaal wat ontvou, 'n seentjie wat groei, wat leer en onthou. 'n Lewe wat stap vir stap kon wys, hoe 'n mens kan leef met volle waardigheid. Hou diep asem in en uit. Van staptoere vol stories na natuurgebeure in al sy glories. Ek sit op sy skoot, klein hande vol vrae, terwyl oupa sy kennis deur 'n herinnering oordra. Musiek was altyd om hom geweef, waar musiekinstrumente se note bly leef. En snags onder die sterre se sagte skyn, het musiek en stilte saam in hom verdwyn. Haal diep asem in en uit. Hy was 'n man van die reg en 'n man van die Heer. 'n Man wat kon genees met grappies wat jou uitmekaar kan skeer. Haal diep asem in en uit. Maar asem het later begin om te breek. 'n Hart wat moeg word, 'n liggaam wat smeek. Vir net nog 'n asem, net nog 'n week. Ek onthou die kamer, die stil hospitaaluur, die trane wat val sonder klank, sonder dier. Ek kyk hoe veg elke asem vir sy lewe, terwyl stilte die laaste krag in hom kom oordrewe. En tog was daar vrede, selfs daar in die pyn, 'n sagtheid wat oor sy gesig kom verskyn, sy hande gevou op sy bors so stil, asof hy sê, ek is gereed om te sterwe volgens die Vader se wil. Haal diep asem in en uit. Die laaste een word lig en stil, daardie asem het nie verdwyn, maar teruggekeer na God se wil. Van elke kleur wat hy ooit vir ons was, elke lag, elke woord, elke seer, bly leef in ons harte in wie ons is, in liefde wat my oupa vir ewig sal vereer. Haal diep asem in en uit. Dankie. Ek dink ons kan begin voortgaan om die voorsang te doen. Stefan, as jy vir ons die liedjie op die bord kan sit. En dan terwyl Christopher Dominee reg kry, dan kan ons sing en dan kan Dominee Bill vir ons spreek soos wat die Here op jou hart gelê het. Baie dankie. De vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurende tot Gods troon weer om te gaan. Verbeer ons nog die vrede, ach, hoe dikwels lei ons maar, net omdat ons nie ons nodig uitstort in Gods vaderhart. As versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie.
ons bedes op pad sy. Nergens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nooie weet. Jesus voel net aan ons swakheid en wil deel in aan ons lief. Is ons swak gedruk deur laste, onderkomen neergehuk. Dierbare Heiland, onze toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed hier. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed hier. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby, wyl die ander sien Heiland, sien nou ook my. Jesus Heiland, wees my nou naby, wyl die ander sien Heiland, sien nou ook my. Voor die troon gekniel, o Heiland, bid ek in geloof, oor my sigte en gebede, ondanks swak geloof. Jesus Heiland, wees my nou naby, wyl die ander sien Heiland, sien nou ook my. U skenk lig en vreugde Heiland, U my troos geheel, in die hemel en op aarde, bly steeds my deel. Jesus Heiland, wees my nou naby, wyl die ander sien Heiland, sien nou ook my. Saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons
ons harte wag daar vir jou en vir my. Kom tuis, almal wat moeg is, kom tuis. Saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep o Sondag, kom tuis. Dink aan sy liefde wat hy ons beloof het, liefde vir jou en vir my. Waarom dan wag en verwerp al sy goedheid, goedheid vir jou en vir my. Kom tuis, almal wat moeg is, kom tuis. Saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep o Sondag, kom tuis. Kom tuis, kom tuis, almal wat moeg is, kom tuis. Saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep o Sondag, kom tuis. Waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen by ek nou myself. Alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. Alleen is my krag en skuld, aan U alleen by ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Baie dankie vir die wonderlike voorsang. Dominee, as jy sal vir ons kom spreek soos die Here op jou hart gelê het. Baie dankie. Goeiemiddag liewe vriende. Ja, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie baie unieke geleentheid te kan bywoon. Hoe dit gereël is en wat ons reeds ervaar het, weet ons dat die Here werklik ook hier in ons midde is en dat hy hom met ons bemoei. En mag die Here dan
nie net verheerlik word nie, maar mag hy ook elkeen van ons kom aanraak en ophef soos hy alreeds begin doen het. Ek wil maar net sê, wow, Michelle, ek voel vandag nou regtig soos die koningin van Skeba toe sy by Salomo kom. En sy toe nou alles sien en hoor, toe roep sy uit, die helfte is my nie vertel nie. Ek was geëerd en ja, regtig afhanklik van die Here toe ek gevra is om hier voor te gaan, in die afwesigheid van die leraar, toe meneer Andrew Baines, wat baie ver van hier af 'n kerkkonferensie bywoon. Ek het daaraan gedink, ek ken vir broer Chris nou al baie jare met al die besoeke aan die gemeente. En ek het aan 'n klomp dingetjies gedink wat ek nou kan sê en wat ek kan onthou. Maar toe is my asem weggeslaan, toe Michelle vir ons so pragtig die kleure uitbeeld, saamvat. En soos sy deur die kleure gewerk het, het ek dit gesien as pieke van kleur en hoogtepunte in iemand se lewe en God se bemoeienis met 'n mens, met 'n enkel mens. En dit het my asem verder weggeslaan met die besef dat die Here 'n spesifieke woord op my hart gelê het wat so absoluut inpas by dit wat ons gehoor het. En mag die Here dan dit ook tot u laat deurdring. Dit kan nie toeval wees nie, en dat hy 'n baie spesiale afspraak het met elkeen hier. So van my kant af ook baie welkom, ook vir elkeen wat ingeskakel is op YouTube. Mag die Here ons so saam in sy teenwoordigheid dan ook kom troos, vertroos, baie spesiaal en spesifiek vir Magda, vir Mariette, vir Angelette, die dogters, en dan ook die skoonseuns Johan, of die seuns Johan en Gawie, en die kleinseuns Estian, Christo, en ook Michelle. Mag die Here in sy groot liefde, 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4 waar maak, dat hy die God van alle ontferming is, en die Vader van vertroosting, wat ook julle vertroos in al julle verdrukking. En hoor wat sê die Bybel, sodat julle dan almal, of die wat in allerhande verdrukking is, kan vertroos, met dieselfde troos waarmee die Here julle getroos het. So julle as familie, as naasbestaandes, julle kry hierdie spesiale troos. Met die verlies van 'n oupa, geliefd, van 'n pa, van 'n eggenoot, daardie verlies, daardie absolute droefheid, gebrokenheid wat julle ervaar. En in die troos wat die Here julle mee troos, kry julle 'n toerusting wat julle weer by ander kan inhak, by hulle verlies en sê, ek voel saam met jou. Ek wil jou verseker, die Here sal jou troos, omdat die Here jou spesifiek toerus om ander te kan bystaan in die toekoms. Mag julle dit so ook insien en dit so ook gaan uitlewe. Ek moet net vrymoedigheid neem om namens die kerkraad ook en namens dominee Andrew ook by hierdie geleentheid sy innige medelee en oor te dra en ook te verseker van sy en ook die kerkraad se gebede in hierdie tyd, soos ek glo u reeds ervaar het. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Hoe heerlik is u naam hier in ons midde vandag. Ag Here, by hierdie afskeidsperiode, fase, seisoen in mense se lewens, sê ons vir u dankie Here vir die wete dat kragtens u belofte van ontferming en vertroosting,
dat U reeds nie net hande gevat het nie, maar ook harte aangeraak het, en so ook sal begelei in hierdie rouproses. Here, dankie dat dit alles, maar keer op keer oorskadu word, al die hartseer, al die verlange, al die aanpassings, dat dit oorskadu word, deur die wonderlike wete, dat daar 'n gejuig en 'n gejubel is in ons harte, as ons dan ook kan sien hoe 'n geliefde eggenoot, vader, oupa, in heerlikheid geklee by Jesus is. Dit wat alles oortref, wat 'n mens in hierdie lewe kan ervaar. Vader, ons bid U, kom en maak dit stil in ons harte, so stil, Here, stiller as wat dit reeds is, om U stem persoonlik te kan hoor. In Jesus se naam, amen. Ek nooi om die Bybel oop te maak by Psalm 8. Ek het lanklaas so 'n wonderlike gewaarwording gehad van die Here se leiding na die woord wat hy wil hê ek moet bedien, soos nou vanoggend, en veral dat die orde so is, ongewoon, baie spesiaal, en dat ons nou eers bedien moes word met hierdie verkleermannetjie van wie ons vandag afskeid neem. Verskoon dit die uitdrukking. Wat 'n heerlike, wonderlike voorreg om self ook so dinge te kon beleef ten opsigte van die verskillende kleure wat ek nie nodig het om sommige maar net te herhaal of miskien nuus by te voeg nie. Ek kan miskien net of moet miskien net sê dat hy ook baie lekker as advokaat, duivelsadvokaat kon speel en mense been kon trek ordentlik, en dat ek ook sy prooi kon wees van die vroegste tye af. Ek weet nie of dit die eerste boodskap was of kort daarna nie, wat hy my geskakel het en ons baie lekker gesels het, soos ons gehoor het, die tipe persoon wat hy is, wat vrae gevra het, en dan ook so deur die jare met die besoeke in die gemeente, wat ook sekere menings gelig het en behoeftes bekend gemaak het. Wat 'n wonderlike voorreg, en in die belewing van hierdie, wat ook 'n ander kleur kan wees, 'n man van baie kleure, ook sy gestrengheid en kwaaiheid, dat hy ook teenoor my altyd met die grootste deernis en waardering opgetree het. Was my altyd lekker om te weet, hier is broer Chris, ouderling, getrou, op sy plek, betrokke, en 'n bemoediging ook vir die bedienaars van die woord. Nou kom ons lees saam uit Psalm 8, uit die woord van die Here met die opskrif: Wat is die mens? Vir die musiekleier op die getiet 'n psalm van Dawid. O Here, onse Here, hoe lieflik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves. Om U teestanders ontwil, om die vyand en wraaksugtige stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, wat U toeberei het, en ek voeg by, aan elkeen 'n naam gegee het, sê die Bybel. Wat is die mens, dat U aan hom dink? Dit wat ons gehoor het,
wat is Chris Barnard of Christian Barnard, dat die Here aan hom dink? En saam met die vraag vandag, vir jou en my, wat die Here hier bestem het, wat is ek en jy? Wie is ek en jy? Wat is die mens, dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Wat 'n aangrypende psalm. En ek wil baie graag net by vers 5 se woorde stil staan. Daar's 3 groot waarhede wat hier na vore kom en wat so betrekking het op broer Chris se lewe. Die lewe wat die rede is waarom ons by mekaar gekom het. Ons noem dit 'n gedenkdiens. En ek glo ons beleef dit vandag as 'n viering van lewe tot eer van die Here. Die 3 waarhede wat hier na vore kom is, wat is die mens? Die tweede een is dat God aan hom dink, en die derde is dat God hom besoek. En hierdie woorde, hierdie waarhede het in my hart bly weergalm, hoe meer en meer Michelle gepraat het, meer sy gesê het, soos die kleure verbygeflits het, en die bergpieke uitgestaan het. En 'n mens, so amper soos wanneer jy deur die psalmes hier aangemoedig, jou oë opslaan na die hemel, en die wonder van die Here aanskou, die sterre, ook so deur die lewe van broer Chris, nie anders kan as om die grootheid van die Here te sien nie. Maar die eerste vraag dan, of die eerste waarheid dan, wat is die mens? En hierop sal elkeen van ons miskien 'n ander antwoord hê, of verdere vrae hê daaroor. Wat is die mens? Vir baie is dit miskien nodig om vandag net te weet hoe spesiaal die mens is. Ons hoor so baie hoe absoluut waardeloos ons is, of ongewaardeerd ons is, ons ervaar dit, of ons onderskat onsself, en ons besef nie na regte wat die Here vir ons gegee het, en wat hy vir ons doen nie. Ons leef nie ons talente en ons gawes uit nie, en ons kan miskien worstel met depressie, en met 'n baie swak selfbeeld. As dit miskien so is, mag die Here vandag vir jou kom wys hoe spesiaal jy is. En ek wil dit met vrymoedigheid sê, as ons besef weer vanmôre, wat 'n spesiale, besondere mens Chris Barnard was, toe hy in die lewe was, dat ek en jy in die oë van die Here nie minder spesiaal is nie. Dat hy nie die aannemer van die persoon is nie. En dat die Here se liefde vir jou en my 'n werklikheid, net so 'n werklikheid is. Ons kry dan ook die ongelukkige toestand dat as ons die vraag vra, wat is die mens, dan leef ons in 'n tyd en in 'n wêreld waarin die mens meer opgeblaas is in homself as miskien ooit in die verlede. Met al die inligting, die kennis, met al die vaardighede, tot die mense beskikking, met deurbrake en oorwinnings en prestasies, is dit absoluut verstommend hoe die mens homself as 'n God sien, as 'n God beskou. As ons kyk na die dade en luister na die uitsprake van mense, dan sien ons
Dis niks anders as mense wat hulle self as God voordoen nie. Wat hulle self as 'n God sien nie. Nie net 'n God nie, as God sien. En ek kan nie verseker ek oordryf nie. Daar's baie voorbeelde daarvan in die media. Miskien net om ons en naby ons. Wat is die mens? En om dit te verstaan en te weet wie die mens regtig is dit noodsaaklik om te weet wie God is. En dis wat die Psalm ons leer. Ons sien hierdie twee uitsprake, uitroepe van aanbidding, waarin hierdie Psalm toegevou word aan die begin, die eerste vers en dan ook die laaste vers. O Here, onse Here, hoe lieflik is U naam, of hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die majesteit gelê het op die hemele, U majesteit gelê het op die hemele. En dan die laaste vers weer, o Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. En dan, in die lig van die grootheid van God, word sy handewerk gemeet. Hy is nie ondergeskik aan sy handewerk nie, maar sy handewerk is ondergeskik aan hom. En dan kry ons hierdie wonderlike beskrywing wat ons hier gelees het, van die hemelruim, van die mens. En hier kry ons 'n antwoord, wat is die mens? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom, die mens, met heerlikheid, met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Ja, die bekende koning van Israel, koning Dawid, staan stom, verslae voor die grootheid van die Skepper. En hy aanbid nie die skepping nie, hoe groot dit ook al is. Hy aanbid die Skepper. En dan sien hy dat dit hier is waar ons die beginpunt kry van die mens se bestaan, die beginpunt van Christus se bestaan, die beginpunt van jou en my bestaan by hierdie groote God, van wie die sterre beskryf word as die werk van sy vingers. En dan sien ons totale afhanklikheid van hom. Dan sien ons algehele onwaardigheid in onsself. Mag die Here dan hierdie vraag by ons laat voortleef. Wat is die mens? Dat ons nie in ons selfregverdiging en in ons hoogmoed en trots, in ons eie sinnigheid en in ons wêreldse gees van misleiding, maar net voortleef asof ek my eie God is. Mag die Here ons in sy teenwoordigheid laat besef wie ek regtig is, met wie ek regtig te doen het. Maar dis die een waarheid. Wat is die mens? Die ander is dat jy aan hom dink. Dat God aan die mens in sy algehele onwaardigheid, sy algehele afhanklikheid van hom dink, spesifiek dink. God dink aan die mens in 3 fases van ons bestaan. Hy dink aan ons in ons skepping. God het die mens uniek gemaak. En die Bybel sê vir ons in Genesis 1 vers 26, na sy beeld, en hy het ons gekroon met eer. En Dawid herhaal dit hier, wanneer hy sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. En dan het hy hom aangestel om te heers oor God se werke. Dit is waarom ons hier is vandag. En dis waarom die Here vir ons ook bevoorreg het en geseën het
om bekend te kan wees met iemand soos broer Christian Barnard, toe hy hier op aarde was. Ja, dat ons God soos hy, deur ons talente, ons gawes, ons harde werk, toewyding, kan dien, ten spyte van watter swakhede en watter teleurstellings, watter mislukkings ook al oor ons pad gekom het, maar dat ons voortdurend sou streef na hierdie wonderlike fase van wat God vir jou en my bedink, naamlik dat ons uniek gemaak is, baie, baie spesiaal. Maar dis nie net in die fase wat God aan ons dink nie, maar ook in ons gevalle status. Die sondeval. En ek vertrou u het al gehoor van die sondeval en almal ken dit. Deur die sondeval het skeiding en dood tot die mens deurgedring. Romeine 5 vers 12 sê dit vir ons baie duidelik, dat daarom soos deur een mens die dood, omdat alle mense gesondig het, en daarom deur die sonde die dood, en so die dood deurgedring het tot alle mense, omdat almal gesondig het, leer dit vir ons, dat die mens wat sou sê, ek het geen sonde nie, die mens wat het sou waag om te dink, ek is goed genoeg, die mens wat dink, dat ek kan lewe soos ek wil, dat daardie mens ook moet opstaan en sê, hoor hier, ek sal ook nooit doodgaan nie, ek sal vir ewig lewe, want dit is die enigste grond wat jy het om dit te sê, want deur die sonde het die dood in die wêreld gekom, en deurgedring tot alle mense, dis ook ek en jy, en ons moet dit vandag ook ter harte neem, want ons moet weet dat God daaraan dink, dat hy aan jou en my dink in ons gevalle status. Die dag toe Adam gesondig het, God het gesê, die dag wat jy daarvan eet, sal jy sterwe. Nou sê ons, nee, maar hy het nie daar dood gegaan nie. As jy jou Bybel bestudeer, sal jy sien, dat daardie dag, het hy gesterwe. In die Grieks beteken die woord, vir dood, thanatos, beteken skeiding. Daardie dag het daar 'n skeiding gekom tussen die mens en God, 'n vervreemding, 'n vyandskap. En verder leer die Bybel vir ons dat elke mens so gebore word. Elke mens. Staan dit baie duidelik in die Bybel, ook in die psalms vir ons opgeteken. Mag die Here gee dat ons dan ook sal weet, God dink daaraan, aan jou en my as mens in ons gevalle toestand. Maar hy dink ook aan ons in ons gevalle toestand om vir ons redding te gee, om ons te kan vrymaak, verlos van die vloek van die sonde, sodat ons weer kan lewe, geestelik kan lewe, en met hom versoen wees, en hom kan ken. Ja, hy is die een wat ons nie net met wonderlike vermoëns geseën het nie, maar hy het ook aan ons gedink, met betrekking tot wonderlike geleenthede van redding. En so het hy aan broer Chris gedink, ook in sy lewe, in sy verlorenheid, en het hy hom keer op keer ook laat bewus word van sy behoefte aan redding, aan die wedergeboorte, aan versoening met God. Ja, God dink aan jou en my in hierdie toestand. En toe hy aan ons gedink het, het hy sy seun gestuur. Jesus, wat mens geword het, jy kan dit lees in Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig,
deur die gestalte van 'n mens aan te neem en in gedaante van 'n mens het hy ook homself verder verneder deur die gestalte van 'n diensknegt en hy het gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dis die pad wat Jesus geloop het, die pad van God die Vader deur Jesus, wat hy vir jou en my bedink het, sodat ons van ons sonde en ook God se oordeel oor sonde gered kan word. In ons gevalle status dink God aan ons. Maar dan die derde fase waar God aan ons dink, is ten opsigte van ons eindbestemming. Jesus het met sy koms beloof, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy gesterwe. En dan sê hy vir ons ook in Johannes 4 so duidelik, laat julle harte nie ontstel, liewer Johannes 14, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer na julle toe, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ja, God dink aan ons in sy genade, ook wat ons bestemming, ons eindbestemming betref, met ander woorde, ons ewigheid, ons hiernamaals. En wanneer ons daaraan dink, vandag en daar reeds daarna verwys is, van 'n oupa en 'n eggenoot, en 'n pa, 'n geliefde, bekende, wat deur die vrug wat hy gedra het, vir ons die heerlike gerustheid, versekering gee, dat hy nou in heerlikheid is, dan besef ons net, hoe wonderlik is dit, om te weet dat die Here net so ook aan jou en my dink wat vandag hier is. Hoe vriende, wat, en ek wil dit in alle eerbied sê, wat en wie is Christian Barnard, dat die Here aan hom gedink het? So verlore. En hoe het hy aan hom gedink? Ons het dit gesing en baie van die liedere het dit voorgekom. Hy het hom sy roepstem laat hoor, saggies en teer. Hoe het hy aan hom gedink? Hy het aan sy hartsdeur geklop. Hoe het hy aan hom gedink? Hy het aan hom verskyn om hom te laat weet, dat ek wil vir jou 'n vriend wees en nie 'n vyand nie. Ja, hy het aan hom gedink, deur vir hom ook duidelik die boodskap te kry, dat hy wat die opstanding en die lewe is, die versekering gegee het, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Al het jy geestelik gesterwe, al is jy so gebore, al het jy tot nou toe so gelewe, as jy in my glo, dan sal jy lewe, die ewige lewe hê, die nuwe lewe hê, die wedergeboorte kan deelagtig word. En deur sy genade word ons so tot kinders aangeneem. Dis hoe God aan ons dink. Ja, 1 Johannes 3 sê vir ons ook as kinders van die Here, ons wat saam met Christus kan getuig, dat ons die ewige lewe het, dat ons Jesus al aangeneem het, dat ons sondes vergewe is. Vir ons word gesê, kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons sy kinders kan wees. Onthou net vandag opnuut weer sy liefde, dat hy aan jou gedink het. Dat hy jou nie net aan jou gedink het nie, maar dat hy jou besoek het, die derde groot waarheid van hierdie vers. Ook vir jou besoek het, nie net vir Christian Barnard, nie net vir een of ander bekende prediker nie, nie net vir sekeres nie, maar vir jou en vir my ook spesifiek. Hoe kan ek hom dan ooit genoeg dank, dat hy ook aan my verskyn het. Hier Maart, April, iewers in 1968, het die Here ook vir my 'n werklikheid geword. En hy het in my hart die sekerheid gegee, as ek nou sterwe, sal ek hemel toe gaan.
Ek het nie eens geweet die Bybel sê dit nie. Maar nadat iemand my gelei het in gebed, om my sonde te bely, en die Here Jesus aan te neem, te glo hy het in my plek aan die kruis gesterf, en vir my weer in die Bybel gewys, dat die Here sê dat hy my sonde vergewe, dat hy dit agter sy rug werp, dat hy nie weer aan dink nie, dat hy dit verwyder so ver as die ooste van die weste is. Toe ek dit in die Bybel sien, en die man vra vir my, maar wie se woord is dit wat jy lees? En ek sê, dis God se woord. Hy sê, kan God lieg? En ek besef met wie ek dit doen het. En ek kry daai versekering. En die Gees van God getuig saam met my gees, dat ek sy kind is. Die Here verskyn vandag ook baie spesifiek aan die wat hom nog nie ken nie. Hy verskyn by wyse van die baie duidelike ernstige waarskuwings in sy woord. Waar hy vir ons sê dat wie in hom glo, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Maar wie nie glo nie, is alreeds veroordeel. Ja, die Here kom waarsku vir ons dat daar is een van twee eindbestemmings van die mens. Daar's nie net die ewige heerlikheid en die hemel wat ons aangehaal het reeds uit Johannes 14 nie, daar is ook 'n afgryslike plek van smart. 'n Vuurpoel wat die Here sê berei is vir die duiwel en sy engele. God het nie die mens daarvoor bestem nie. En daarom gee hy vir die mense geleentheid om dit te ontvlug. Ek dink maar aan die woorde van Hebreërs 12, en ek gaan dit nou nie aanhaal nie, maar ek wil dit net daarna verwys, waar die Here vir ons sê, of vra, dat ons daarmee moet rekening hou, dat as ons die Here Jesus Christus onder ons voete vertrap, as ons nie tot geloof in hom kom, en ons nie tot hom bekeer nie, dan wag daar vir ons 'n verskriklike oordeel. En dan word die woorde van Jesus eendag waar in jou en my lewe, as ons nie tot God bekeer het, nie ons sonde bely het, nie Jesus aangeneem het, en deur 'n hartsgeloof hom bely het as my saligmaker nie. Vir mense gesê het, Jesus is my verlosser, hy is my saligmaker, hy het my gered nie. Dan sê die Bybel vir ons, sal Jesus vir mense sê, hulle wat sê, Here, maar ons was kerkgangers, ons het nagmaal gebruik, ons het duiwels in die naam uitgedrywe, dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. En dit wil hy nie, uit dit wat ons hier in hierdie psalm leer, dit wil hy verseker nie, bedink nie, dit wil hy nie vir jou en my laat waar word nie. En daarom dink hy ook vandag hier ten goeie. En wil ek maar net afsluit deur te sê, die Here dink aan jou, tot jou redding, tot jou verlossing, hierdie groot liefde wat hy vir jou het, so groot liefde, dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Daardie liefde wat hom aan die kruis laat hang het, dat hy aan jou dink, en vir jou herinner aan die dag van die kruisiging, waar daar weerskante van hom twee ander gekruisig was, twee misdadigers, en die een het hom gesmaad, maar die ander een het hom tot hom gewend en uitgeroep, met die belydenis van sy skuld, met die belydenis van sy geloof in Jesus, deur net hierdie woorde te bid, dink aan my Here. Dink aan my Here. Die Here wat nog altyd aan hom gedink het, maar hy wil hê dat die Here aan hom moet dink. Hy bekeer hom deur geloof tot Jesus. En wat gebeur? Lukas 23 sê vir ons, die Here sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees.
geloofsekerheid vir elkeen wat Jesus aangeneem het. En as jy dit nog nie het nie, alhoewel jy sê het die sonde bely, die Here aangeneem, gaan lees die woord, lees veral die boek Johannes, gaan praat met 'n gelowige leraar of gelowige kerkraadslid, vra vir hulle, hoe kan ek sekerheid kry as jy dit nie het nie? En as jy die sekerheid het vandag dat jy nog onbekeerd is, verlore is, op pad hel toe is, die Here dink aan jou, en hy sê, moenie langer teen die prikkels skop nie. Buig jou knie voor my, buig jou knie voor my, want dis waarom hy die hemel verlaat het en gekruisig is. Waardeur God hom uitermate verhoog het, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie wat op die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here, maar hy is ook my Here. Mag die Here vir ons dan so aanspoor met hierdie wonderlike waarhede, dat ons sal sien en beleef dat hierdie God van liefde my God is, my Here en my God, net soos hy dit was van Christian Barnard, net soos wat dit was van die heiliges deur die eeue heen, en dat ons so sal uitgaan en ander vir hom wen, en deur 'n lewe tot eer van sy naam vir hom getuies te wees. Amen. Kom ons buig met ons hoofde. O Here, onse Here, as ons so kyk na ons liggaam en ons dink aan ons lewe en ons sien hierdie wonder van die werk van u vingers as ons skepper, dan dank ons u, Here, dat daar vir ons veel meer as dit is, maar dat u ons hier op die aarde geplaas het in hierdie kunswerk en wonderwerk van u, wat ons lewe noem, soos die lewe wat u ook vir 'n geliefde broeder gegee het, wie se plek nou leeg is, sodat ons in ons tyd op aarde met u versoen kan word, en ewige heerlikheid kan beerwe. Here, ek bid en pleit by u, soos u dit vir sommige van ons al gedoen het. O Here, onse Here, laat u naam heerlik wees, ook in ons lewens. Here, kom druk u majesteit af op ons, deur u inwonende gees, en die lewe van 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Amen. Ons gaan nou 'n lied ten slotte sing, of ek wil net seker maak, ons gaan dan daarna luister na die gunsteling lied van broer Chris, nee? Nou, ja. Kom ons staan as ons hierdie lied sing. Gaan voor, ons vergeet
Baie dankie, julle kan maar sit. Okay, namens die familie wil ek net 'n paar bedankings doen. Eerstens wil ek die Here dankie sê dat hy ons 'n tyd lank gegee het. Hy het so 15 jaar terug het hy baie groot hartoperasie gehad, waar hulle van sy klepper vervang het en stukke van die aorta vervang het. En die Here het vir ons 15 jaar gegee wat ons nooit sou gehad het nie. In die laaste tyd het die Here baie naby aan ons gekom. Ons as familie, ons almal het besig geraak met ons eie dinge. Ons het mekaar miskien een keer 'n maand gesien. En met hierdie dat Pa Chris siek geword het, het ons mekaar daagliks bemoedig en bygestaan. Elkeen van ons is nader getrek. En dis die Here wat net weer sy hand in ons kom wys het dat ons het saam as 'n familie afgekom. Elkeen op ons verskillende paaie het ons by mekaar gekom en ons is 'n hegte band. Ons bemoedig mekaar, ons is lief vir mekaar, ons is mekaar se ondersteuning. En saam met ons ook hierdie gemeente gevind hier in die Strand, waar ons bemoediging, ondersteuning by elke gemeentelid gekry het. So dit is die Here se hand wat in ons familie baie duidelik uitwys. Dan wil ek ook vir die Here dankie sê dat hy hom saggies kom haal het terwyl hy geslaap het. Die laaste tyd het hy baie swaar gekry om asem te haal. En ons het net die Here gevra dat as dit sy wil is, kan hy hom genees. Maar dit is in sy besluit, sy hande. En ons het ook gebid as hy hom moet kom haal, dat hy hom saggies sal kom haal. En dit het so gebeur. Nog 'n bietjie ietsie van Pa Chris. Ons het so ruk terug het ons deur die boek Openbaring gewerk. En gedeeltes wat uitgestaan het uit sy lewe ook is in die Laodicea gemeente, waar hy gepraat het van jy moenie warm wees of koud is nie, was jy maar warm of koud, sal hy jou hanteer, maar omdat mense lou word, spoeg hy ons uit sy mond uit. En dis ook iets wat Pa Chris gesê het, jy moenie dink jy is iets of jy is ryk en jy kan op jou eie staat maak of jou eie behoeftes staat maak nie. Die Here gaan vir ons kom haal eendag en ons moet aan die Here self alleenlik nederig en aan hom vashou. En dit het ons in sy lewe gesien. In Jakobus praat die Here ook met ons. Hy sê ons moenie net geloof alleen hê nie. Die duiwels glo ook in die Here en hulle sidder, maar ons moet in ons geloof moet ons ook ons werke wys. Hy skompa, soos julle gehoor het, hy was 'n advokaat en hy het slegte mense sake gehad, so hy het in die geweld en gemeenereg gedien en mense wat moordenaars was en gesteel het, moes hy gaan verdedig het. En in sy omgang het hy vir hulle traktaatjies gegee, waar hy ook sy hart vir die medemens gewys het. Ek wil vir Dominee Andrew en vir Jean ook vir hulle bedank. Hulle het ons die laaste 2 weke kom besoek en bedien in by die hospitaal. My skoonpa kom bid en vir my ma. Hulle het ons op hulle hande gedra en ons wil vir hulle dankie sê daarvoor. Ek wil dan ook vir die hospitaal vergelegen, die verpleegpersoneel, die mense in die hoësorg, sal o en e waar hulle hom opgepas het en hulle het hom baie goed hanteer tydens sy moeilike tyd. Wil die dokters, Dr. Pretorius en Dr. Barnard wat na hom gekyk het, ons wil hulle bedank. En dan na sy afsterwe, die mense by Afbob, van Anushka en haar span, hulle het die proses so vergemaklik en hulle bekwaamheid, hulle het ons heeltemal op ons gerus gestel en alles is net vergemaklik.
Dan wil ek vir Dominee Bill ook bedank vir jou bereidwilligheid op kort kennisgewing. Dominee Andrew sou graag hier wou gewees het om die diens te lei, maar logistiek was net baie moeilik gewees. Hulle is by Loftaal in Senien, so dit sou hom ten minste 4 ure se ry gekos het, dan om te vlieg hier naartoe vir 2 of 3 ure, en dan weer al die pad terug soontoe. Dit sou net baie moeilik gewees het. En hy het gesê, hy is heeltemal bereid om dit te doen, maar ons as familie het gesê, ons wil hom nie so tydens sy konferensie benadeel, waar hy ook verkoop sal word deur die Heilige Gees nie. Dan wil ek ook die dames van die gemeente sê, baie dankie vir julle voorbereiding van die kerk en die eetgoed, en alles wat hier gedoen is, alles lyk baie mooi. Dan Ma Magda, jy het ure lang by pa gesit, by die bed. Jy het na hom omgesien, jy het daar gewaak, jy het hom versorg, maar nie die laaste 2 weke nie, vir die laaste 15 jaar. Ons dankie vir Ma ook daarvoor. Dan Johan wat by die hospitaal al die reëlings getref het, met die dokters gepraat het, vir almal van ons terugvoer gegee het. Jy was 'n steunpilaar, ons kan net na jou kyk en jy het vir ons alles gedoen. Mariet, Angelique, al die seuns, Michelle en myself, ons het maar bygestaan waar ons kon, maar dis die Here wat ons gedra het. En dan oom Jakob wat in Witbank of in Johannesburg bly, hy het spesiaal deurgevlieg verlede week en hy het hom kom besoek en hom kom groet. Hy luister vanoggend na die diens of vanmiddag na die diens. Hy het gesê hy sal ongelukkig nou nie weer kan terugvlieg nie. Dit is net moeilik. Maar ons het vir hom gesê ons gaan die boodskap uitsaai en ons het berusting dat hy ook daar sal luister. En dan vir elke een in die gemeente wat vir ons bemoedigende boodskappe gestuur het, elkeen wat vir ons gebel het, wat vir ons drukkies gegee het, ons waardeer julle ontsettend. En dan elkeen wat ver is, ons het familielede oor see. Dankie ook vir julle boodskapies, ons dankie dat julle ingeskakel het om hierdie geleentheid met ons mee te maak. Dan wil ek vir die kerkraad en die kerk sê, baie dankie dat ons die gebou kon gebruik het. En ja, net vir almal wat vir ons lief is, baie dankie. Ons kan nou opstaan, ons gaan nou die liedjie sing, of nie sing nie, ons gaan hom luister. En dan kan ons hierso in die saal gaan, daar is ons eetgoedjies wat vir ons voorberei is. Hulle kan koffie en tee drink, daar is ook koeldrank en watertjies. Baie dankie. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur.
Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen.